Was nie aan. Daar is hy. Wanneer ons klaar is met hierdie reeks, gaan ons almal hierdie woorde onthou in Matteus 7. Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal vir julle die deur oopmaak. Want elkeen wat volhardend vra ontvang, en wie aanhou soek, kry. En vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. As sondige mense soos julle dan goed weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra. Tot sover toe uit die onfeilbare, kosbare woord van die Here. Maklike vrae met soms moeilike antwoorde. Ons is al by vraag 27. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? Ons kry dit daar in Lukas 17. Dit is 'n vraag wat Jesus gevra het. Ons almal het al daardie verhaal gelees in die woord van God. Dit gaan oor die 10 melaatses wat na Jesus toe gekom het vir genesing. En almal het voor die Here neergebuig. En as ons lees, dan sê die woord, hulle het gesê, ontferm U oor ons en wees vir ons barmhartig. En dit is presies wat Jesus vir hulle gedoen het. En Jesus het vir hulle opdrag gegee en sê, gaan wys julle self aan die priesters. En dit is eers op pad na die priesters toe, wat hulle agtergekom het dat hulle genees het. En net een van daardie 10 het omgedraai en teruggestap daarna waar Jesus was. En hy het na Jesus toe gekom om eer te gee aan Jesus. Dit is hoekom Jesus gevra het niemand anders omgedraai om God te eer nie. Toe jy gebid het vanoggend, Willem, was dit 'n groot tema van jou gebed wat jy afgestuur het daar vir die Here, wat gaan oor dankbaarheid. En ook daar by die huis sit, toe dit my laat dink. Een van die 10 het omgedraai, 9 het maar net aangegaan. Hoekom is daar net een wat dankbaarheid betoon het aan die Here? Het die ander dan nie gesien dat hulle genees het nie? Want as mens melaats is, as mens gaan kyk na wat dit is, dit beteken dat jou hele lyf is vol seer. Dis een van die verskriklikste siektes wat daar was. Die melaatse mense kon nie eens in die stad ingekom het nie, hulle was in die buitewyke van die stad, omdat dit baie aansteeklik ook was. Of het hierdie mense dalk verwag dat die Here hulle op 'n meer skouspelagtige wyse moes genees het voor baie mense? Want Jesus het hulle nie dadelik genees nie. Hy het gesê, gaan wys vir julle self aan die priesters. En eers op pad na die priesters toe het hulle die genesing gekry. Wat se verskonings kon hierdie 9 dalk aangevoer het om nie terug te draai om vir Jesus dankie te sê vir wat hy gedoen het nie? Hulle kon moontlik gesê het, maar Jesus het vir ons 'n opdrag gegee. Ons moet onsself aan die priesters gaan wys. Ons doen maar net wat hy vir ons gesê het.
Of hulle kon gesê het, maar Jesus weet ons gaan dankbaar wees vir dit wat hy vir ons gedoen het. Hoekom moet ons nou gaan omdraai en dit vir hom gaan sê? En op daardie oomblik toe besef ek hoe baie daar is wat die Here vir my en my vrou doen. Hoe baie dinge is daar wat ek en my vrou behoort dankbaar te wees voor. Hoe baie dinge is daar wat die Here vir u wat vanoggend hier sit doen, wat ons dankbaar behoort te wees voor. U sien, want sonder Jesus sou nie een van ons 'n kans gestaan het om by God uit te kom nie. Dit is Jesus wat dit moontlik maak. Daarom moet ek en jy net soos daardie man wat omgedraai het om vir Jesus dankie te sê, moet ons dankbaarheid bewys vir Jesus vir wat hy aan die kruis vir my en vir jou gedoen het. Ek moet gereeld op my knieë afsak en vir die Here dankie sê dat hy Jesus gestuur het om homself te kom gee, om aan die kruis uit te hang, sodat hy vir my sondes en vir u sondes kon betaal het. Ek moet dankbaar wees dat hy bereid was om sy lewe af te lê, sodat ek en u met God versoen kan word. Daardie versoening wat hy bewerkstellig het, deur homself te gee om gekruisig te word. Daar is soveel dinge wat ek en jy behoort dankbaar te wees voor. Wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 18? Wees in alle omstandighede dankbaar. Nie net wanneer dit goed gaan nie. Alle omstandighede beteken ook wanneer dit nie so goed gaan nie, om ook dankbaar te wees. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ons gaan aan met die volgende vraag. Maar as die sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Hierdie vraag het Jesus gevra en ons kry dit in Matteus 7. En ek weet, sout, ons almal weet dit, sout gee smaak aan kos. Daar's baie mense wat nie sout in hulle kos insit nie. Maar daar's altyd 'n soutpot op die tafel sodat jy kan opsit soos wat dit verlang, soos wat jy dit goed dink en dit proe goed vir my. Maar goud. Sout gee smaak aan kos. Maar daar's ook ander funksies wat sout het. Dit kan dien as 'n reinigingsmiddel. Mense kan wonde skoonmaak met sout om infeksie te voorkom. Of mens kan 'n septiese wond kan mens genees met die sout. En ek dink ons het dit laasweek, het ek dit genoem vir iemand, ek kan nie onthou wie dit nie, of was dit Percy of iemand, vir sinus. Mense wat sinusprobleme het, kan gereeld bietjie soutwater gebruik en insnyf om die sinuskanale skoon te maak. So daar's baie funksies. En ek kyk toe en ek sit daar en ek kyk na myself. Wat sien mense as hulle na my kyk? Ons almal ken daai gesegde. Hulle is die sout van die aarde. Of hy is die sout, of sy is die sout van die aarde. Wat beteken dit om die sout van die aarde te wees? Ek moet smaak gee
aan 'n lewe wat vir my gegee is, wat ek in dankbaarheid voor die Here kan hou en sê, dankie Here vir die lewe. So ek moet smaak gee aan die lewe wat ek verniet gekry het. En ek moet bederf en agteruitgang, wat oral in die samelewing voorkom, moet ek teenwerk. Maar ek gaan dit nie kan doen nie. Hierdie skrimminkel gaan val. Maar as ek oorgee aan God se hand, dan kan God my gebruik waar hy goed dink. Nie waar ek dink ek okay is of ek goed doen nie. God kan my gebruik waar ek goed kan doen. God kan u gebruik waar hy u wil gebruik. Waar geen ander mens ooit by gaan uitkom, ek het dit al voorheen gesê, net u. Want jy kontak, jy wat vanoggend hier sit met mense wat ander nie meer kontak het nie, en dit is waar God jou kan gebruik. Dis waar jy die sout van die aarde kan wees. Ons moet elke dag soos 'n lig skyn. Want dit is 'n donker wêreld waarin ons is. Almal moet kan sien dat ek en jy wat vanoggend hier sit, die Here dien. Mense moet dit kan agterkom. Dit is hoekom Jesus hierdie vraag gevra het. Maar as die sout verslaan het, hoe kry ons dit weer sout? Jy sien, want as sout verslaan, dan is dit eintlik, dan beteken niks is nutteloos. En ek moes my kop in skaamte laat sak. Want is dit nie ook hoe ons lewens soms is nie? U weet, daar waar ons nie gesien word nie. Jy sien, want ek en jy wat vanoggend hier sit, dra die naam kind van God. Maar soms het ons nie die souteienskap van Christus nie. Want my en jou lewens op daardie oomblik wat die ander nie kan sien nie, wys dit nie. As ek sê wat die ander nie kan sien nie, ons wat mekaar sien nie, want ons is nie altyd by mekaar nie. Maar ander mense sien dit. En as ek dinge doen en sê wat teenstrydig is met die woord van God, dis wanneer mense altyd sê, ja, daai ou loop met die Bybel onder sy arm. Ek hoef nie te sê ek is kind van God nie. Jy hoef dit nie te sê nie, mense moet dit kan sien. My en jou lewe moet 'n getuienis dra dat ek kind van God is. En dit het my laat wonder. Dis harde woorde wat u hoor vanoggend. Maar het ek en jy werklik 'n invloed op ander mense daar by ons werk? Op ander mense daar in die klub wat ek voorry? Het ek 'n invloed op daardie mense se lewens? Met Christus wat deel is van my lewe, want ek sê mos ek is kind van God. Of het die gedragspatrone van die wêreld 'n groter invloed op my en op jou lewe? Wat sê Matteus 5 vir ons? Daai gedeelte waar Jesus praat van hierdie sout. Hy sê julle is die sout. Dis ek en jy wat hier sit. Hy praat nie met die ou daar buite nie. Hy praat met ons. Hy sê julle is die sout. Julle is die lig wat in hierdie donker wêreld moet skyn, sê Jesus. Dit is hoekom ons lig so moet skyn dat ander mense vir Christus in my en in jou kan raak sien.
Ek leef nie meer nie, Galasiërs 2:20, maar Jesus Christus leef in my. En ek moet seker maak dat ek 'n lewe lei wat ander mense na Christus toe kan trek, want dit is my en jou doel. Pastoor het dit laasweek gesê, gaan maak disippels. Dis my en jou doel, dis nie die pastoor se doel nie. Dis elkeen van ons wat hier sit wat 'n disipel moet gaan maak. My lewe moet 'n getuienis uitdra van dit. En ons moet mekaar bystaan en help. 2 Korintiërs 2:15. Want ons is 'n aangename geur van Christus. Ek het trane gestort toe ek hierdie teksvers weer lees. Ek het hom al voorheen gelees. Ons is 'n aangename geur. U wat vanoggend hier sit, is 'n aangename geur van Christus, maar nou sê hy belangrik, en hy sê tot eer van God. Onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Onder die wat gered word en die wat verlore gaan. Jy sien, as my lig nie skyn nie, as ek nie 'n lewe gaan lei dat hy Christus in my kan sien nie, dan gaan daardie vriend of vriendin van my moontlik verlore gaan. Besef u dit? Hoe belangrik is dit dat Jesus daai opdrag gee? Julle is die sout. Ek moet nie net aanvaar dat my klapmaats en almal is okay nie. Sonder om vir hom te sê, ken jy vir Jesus? Kan ek vir hom sê, kyk na my. Het ek die vrymoedigheid om dit te kan sê? Kyk na my, dan sien jy vir Christus in my. Want ons is nie Christus nie. Maar as Christus in my leef, en dan kan ek toelaat en vir hom sê, hier is ek, dan kan hy my gebruik daar waar hy my wil gebruik. Daar in jou klub, daar by jou werk, daar by die atletiek, die rugby bijeenkoms waar ons ook al is. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons kerk toe kom, sodat ons hier volgemaak kan word, sodat ons daai volgemaakte lewe buite kan lei, sodat ander ook van dit kan kry, sodat hulle ook die brood van die lewe kan kry en versadig kan word. En hierdie sluit so mooi aan by hierdie ding van die sout van die aarde. Jesus vra hierdie vraag, hy sê, 'n lamp kom ons nie onder 'n emmer of onder 'n bed nie. 'n Lamp sit mens nie onder 'n emmer of onder 'n bed nie. So hier's twee vrae in een. Hy sê, is dit nie bedoel om op 'n staaner gesit te word nie? En toe ek hierdie vraag lees, dis 'n simpel vraag, maar dis moeilike antwoorde soms. Toe ek hierdie vraag lees, dadelik wat met my opgekom het, toe dink ek aan daardie kinderliedjie wat ons gesing het toe ons nog so klein was. Julle almal gaan dit onthou. Julle almal het dit gesing. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Kan jy sien hoe mooi sluit dit in by die vorige vraag? Skitter soos die sterre aan die hemelkrans. In 'n donker wêreld skyn daarin skyn. Jy in jou klein hoekie en ek in myn. Maar weet jy wat? Ons kan nie net daar in ons klein hoekie gaan sit en skyn nie. Ons behoort te skyn oral waar ons gaan. Ons moet 'n ligdraer wees van Christus.
Die lig wat ek en jy uitstraal, jy wat hier sit, wat dink jy's 'n onbelangrike persoon. Die lig wat ons uitstraal kan 'n verskil maak in 'n donker wêreld waarin ons lewe. Hoor julle wat sê ek? Jy wat hier sit vanoggend, dis jy wat 'n verskil vir Jesus kan maak daar buite. Hy wil jou gebruik. Geliefdes in Christus, my boetie, my sussie. Hy wil jou gebruik, nie iemand anders nie. Maar dit nie 'n hedendaagse probleem geword nie. Steek ek en jy nie dalk ook ons liggies weg nie? Is ons nie dalk ook onder 'n maatemmer nie? Jy sien, want as navolgers van Christus is ek en jy geroep om soos kinders te wees van die lig. Om te skyn soos kinders van die lig. Wat sê Efesiërs 5 vers 8? Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ons is nie onder 'n maatemmer nie. Niemand gaan 'n lamp opsteek en hom onder 'n emmer insit nie. Dit hoort mos nie. As iemand daai lamp aansteek, dan gaan hy hom mos op 'n staander sit, sodat almal wat kan inkom, die lig kan sien, veral as dit donker is. En dis my en jou doel. Jy sien 'n vuurtoring by die see, waar daar staan. Hy het nie sirenes wat maak dat die aandag op hom gefestig word nie. Die vuurtoring skyn maar net. Laat ek en jy skyn vir Jesus Christus. Laat ons skitter soos die sterre aan die hemelkrans. Dit is wat die Here van ons vra. En dis hoekom ons mekaar moet reghelp wanneer ons fouteer. In liefde moet ons dit aanspreek. Ons kan nie mekaar met stokke wil slaan nie. Hy gaan klaarmaak met die laaste vraag. Hoe sal julle ooit die oordeel van die hel kan ontvlug? Hierdie is 'n eina vraag. Maar hierdie vraag het Jesus aan die Fariseërs gevra nadat hy hulle gewaarsku het. Hoekom sê ek dit? Want in daardie selfde gedeelte lees ons dat Jesus sê, elende wag vir julle. Julle wat ander wil lei en self blind is. Dis wat die Fariseërs was. Dis wie hulle was. Maar Jesus het verder gaan, hy sê, julle is soos wit geverfde grafte, wat van buitekant af mooi lyk, maar binne vol doodsbeendere is, en allerhande onsuiverhede is. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Dis 'n eina vraag. Jesus antwoord daardie vraag. Hy gee 'n antwoord op die vraag wat hy gevra het. Gee hy vir ons die antwoord. Hy sê, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal die buitekant ook skoon word. Wat moet ons hieruit leer? Wat sien die wêreld as hulle na my en jou kyk? Jy sien, ek moenie van buitekant af, wat die mense na my kyk, regverdig lyk, maar binne
is daar vol onreinheid nie. Want niemand weet wat binne in elkeen van ons aangaan nie. Ons kan nie sien, ons ken mekaar nie. Ons ken nie mekaar se gedagtes nie. Die Here weet. Maar ons kan nie, ons het nie daai vermoë nie. So dit help nie ons kyk na iemand en hy lyk okay. Ek het al voorheen gesê, ons maak die regte geluide. Ons sê die regte goed. Maar binne is dat vol, is hierdie skottel of die beker is vuil. Wat sê 2 Timoteus 3 vers 5? Hoor hoe beskryf hy so iemand wat regverdig lyk, maar van binne af vol onreinheid is. Hy sê dit is mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dit lyk of sulke mense vir God dien, maar hulle lewe nie soos mense wat God opreg dien nie. Wat sê Jesus vir ons in Matteus 5? Hy sê hierdie volk eer my met hulle mond. Julle het al 'n paar keer gehoor wat ek het gesê het. Hulle eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Hulle godsdiens is blote skyn. Ek moes daar voor die Here sit. Want julle dink miskien ek is okay, maar God weet ek is nie. Hoor julle wat sê ek? Ons kan goed vir mekaar wegsteek, maar nie vir die Here nie. En is dit nie die belangrikste nie? Hoe is my lewe voor die Here? Nie wat gaan my vriend sê as ek dit of dat doen nie. Wat gaan die Here sê? Dit is hoekom Jesus daai vraag wat hy gevra het vir hulle vandag nog steeds relevant is. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Want die woord van God waarsku vir ons in Handelinge 17:31. Dit sê vir ons daar gaan verseker 'n dag van oordeel kom. Ons gaan dit nie kan ontvlug nie. Ons het 'n keuse. Wat gaan daai keuse wees? Heaven's gates or hell's burning flames. Daar's nie 'n in-between nie. Dis of die hemel of die hel, die breë pad of die nou pad. En ons moet by daai plek kom wat ek weet, ek moet 'n keuse maak. Hoe lyk my lewe? Want die woord van God sê wie die seun het die lewe, wie die seun nie het nie die lewe nie. Jy sien, soms wonder ek of mense vir Jesus Christus aanneem as hulle verlosser en saligmaker, net omdat hulle bang is om hel toe te gaan. Dis nie hoekom ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker nie. Ek neem dit aan want ek wil 'n persoonlike verhouding staan met die Here. Ek wil 'n pad stap met die Here. Ek het 'n begeerte om die Here se wil te doen. Ek wil lewe volgens God se voorskrifte. Ek gaan dit nie altyd reg kry nie. Maar dankie dat die Here daar is, dat hy die een is wat my in jou voetstappe rig. Hy wys vir ons die pad. Hy is die lig op die pad wat ek stap. Die woord van God sê dit vir ons. Hy is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op die pad wat ons stap. God se woord waarsku vir ons daar in Matteus 7. Gaan weg. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af.
Is dit die woorde wat ons verhoor? Nee. Elkeen van ons wat hier sit, wil hoor, wel gedaan, my kind. Kom sit hier by my. Ek verkies eerder om daardie woorde te hoor, as om te hoor gaan weg. Maar dit gaan beteken as iets wat ek moet doen. En dit sê nie, my boetie en my sis, dit beteken nie ek moet reg lewe nie. Ek moet lewe volgens God se woord. Want ek gaan nie kan reg lewe nie. Ek moet volgens sy voorskrifte probeer, moet ek gaan en dit doen wat sy woord sê. En dit gaan ek alreeds net kan doen, wanneer ek sy woord oopmaak en lees hoe ek dit moet doen. Oor hierdie hele wêreld is daar miljoene mense, miljoene, wat sê hulle ken vir Jesus. Maar daar is min wie Jesus ken. Hoor julle wat sê ek? Dit help nie ek sê ek ken vir Jesus en hy ken my nie. Hoe gaan hy my leer ken? Wanneer ek in 'n verhouding met hom gaan, wanneer ek sy woord oopmaak, wanneer ek probeer doen wat sy woord sê. Dis wanneer ek in 'n verhouding, dis wanneer hy my gaan leer ken. Dis wanneer hy my gaan sê, nee my seun, nee my dogter. Ons het gister daar gesit en praat daar buite. Arthur is nie nou hier nie, amper sê ek die woord wat Bernie ook gebruik. Arthur is nie nou hier nie, maar hy het dit genoem daar. Dit was op een aand op die bidgroep wat pastoor Wys daaroor gepraat het, die skouer en daai skouer. Die duiwel op die ene en die gees van God op die ander ene. Wat ene luister ek voor? Sit gister al sit. Hoe praat ons daaroor? Die hele vrou so lekker hier boutjie swaai wat ons gehoor het in daai dinge. Toe sit ons, praat ons uit die Bybel. Daar's vrae wat gevra was. En dit is hoe ons die Here leer ken. Ek gaan nou weer aangaan. Okay, ons stop hierso. Ons sal voor hulle weer sê Woensdae kry hulle 3 preke. Gister ook al uitgekom al voor. Kom ons staan en dat ek die seën van die Here uitspreek. Abba Vader, Here. Here, hierdie maklike vrae wat soms moeilike antwoorde het. Dinge gaan nie net in plek val nie, Here. Dinge gaan nie net in plek val omdat ek bid nie, Here. Daar is sekere, en U ken my, Here, U weet ek staan hier voor U, Vader. Daar is adjustments wat ek moet maak. U weet wat dit is. En Vader, ek wil na U toe kom in hierdie oggend. En ek wil by U kom pleit, Vader, nie net vir my nie, maar vir hierdie boeties en sissies, U kinders wat hier voor U staan, dat U vir ons die leiding sal gee, Vader, om daardie verandering wat ons moet laat plaasvind, daardie adjustments wat ons moet doen, dat U vir ons sal kan help daarin om dit reg te kan kry, Here, want ons dit by onsself gaan doen, Vader, gaan ons faal. Ons het U krag nodig in dit, Here.
Vader, ons wil nie net aangaan soos in die verlede nie, ons wil hê U moet verandering bring in ons lewens sodat ons 'n invloed kan hê in ander se lewens wie U na die kruis toe wil trek. En dankie Here dat ons daardie liefde, die lig, dat ons dit altyd sal skyn, Vader, dat U deur ons sal skyn sodat ander kan smaak en sien dat die Here goed is, wat ons lees daarin in Psalms. Help vir ons, Here, om die regte dinge te doen, Vader, om die regte woorde te spreek op die regte tyd. Wees met ons as gemeente, Vader. Lei vir ons op hierdie pad van geregtigheid wat U met ons stap. En ons het dit gesing vanoggend. U is met ons in daardie storms, in daardie moeilike omstandighede, in daardie tyd wat ek hierdie adjustments wat ek nodig het om te doen wat so moeilik is soms, Here, maar dat U in daardie moeilike tye met ons sal wees en vir ons die regte dinge sal laat sê en laat doen. Help vir ons as 'n gemeente, kom bind vir ons met koorde van liefde, Here. En ons as gemeente sê almal hardop, amen. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Shalom. Amen.